Môre maatjies, dit is 'n nuwe skooljaar, nee. Is julle al terug by die skole, Dandrey? Ja, en ons is lus vir werk, want werk maak sterk. Het julle al dit gehoor? Ons glo nie daarvan, regtig nie. Wie hou van werk? Wie hou van vakansie? Swem, speel, al die lekker dinge eet. Maar weet julle maats, Vader Jahwe het ons eintlik op aarde geplaas om vir hom te werk. En as ons vir hom werk, dan doen ons nou regtig die regte dinge. En vanoggend gesels ons 'n bietjie daaroor hier in die boek Numeri. Ons het laas gesels oor die getalle van al die Israeliete. Onthou hulle die 12 stamme van Israel. Hulle het so om die tabernakel in die woestyn getrek, ordelik, nê, in families, nie net sommer bondels nie, soos by die skoolrye. Maar nou lees ons in Numeri 3 van die stam van Levi, wat Vader Jahwe sê, Israel, julle moet onthou, daar in Egipte, toe ek al die eersgeborenes getref het van die Egiptenare, daar het ek vir julle gewys, ek het julle lewe gespaar, en julle behoort eintlik aan my, en die hele stam van Levi moet vir my werk. En waar moet hulle werk? By die tabernakel. Nie sommer enige werk nie. Onthou julle, die tabernakel is die tent van samekoms. Sê 'n bietjie tent van samekoms? Tent van samekoms, dis waar Jahwe met sy volk saamkom. Dis waar daar offers was. Nou maat, saam met al daai offers het baie werk gegaan, hè. Behalwe om alles netjies en skoon te hou, moes iemand elke oggend betyds wees en dinge doen. Nou julle weet as mamma en pappa vir julle werk uitdeel, nê. As julle nou 'n groot gesin is, as julle. Al die kinders kom hier so, en partykeer noem hulle sommer so op die name, nê. Milan, Dandrey. As julle kom, en dan wag julle so 10 minute, nê. Ja, julle moet dadelik kom, en sê mamma en pappa, kom nou. Kom julle. Staan hulle so agter die hoekie en kruip weg. En dan sê nee, kom staan hierso. Ja, ek het ook roep ook julle almal by die naam, nê, Leandri. Nou so sê Vader Jahwe vir Moses, sê vir die Lewiete, hulle moet kom. Hulle moet hier staan. Dat ek presies vir hulle kan sê, wie moet wat doen, nê. Ek weet hoe werk dit. En baie keer dan deel ek nou vir Jan Hendrik en Heinrich en vir Leandri 'n werkie uit. En as ek klaar gesê, dan vra die eerste een weer, wat moet ek nou weer doen? Dat hy nou weer geluister wat die ander een moet doen, nie wat hy moet doen nie. Dit is hoe kinders werk. So Vader Jahwe se volk is maar sy kinders, so hy moet dit duidelik sê, en hy moet dit 2 keer sê, moet mamma en pappa goed 2 keer sê, baie keer. So wanneer ons die boek Numeri lees, dan hoor ons hoe Vader Jahwe duidelik vir sy volk sê, duidelik vir die Lewiete, julle moet hier staan, dat ek vir julle presies die werk gee. En hoekom gee Vader Jahwe vir sy Lewiete werk? Is dit omdat hy kwaad is vir hulle? Hoekom gee mamma en pappa vir ons baie keer werk? Ek praat nou nie van straatwerk nie. Ek praat van werk wat belangrik is in die huis, net soos help om die wasgoedjies op te hang en sulke goed. Vader Jahwe sê vir die Lewiete, by my tabernakel, by my tent van samekoms, is dit baie belangrik dat my wette en my verordeninge moet geskied en julle moet vir die Israeliete dit leer. Maar nou, dis nou baie interessant, dat die stam van Levi het 3 kinders gehad. Die eerste een se naam is Gerson, en die tweede Kehat, en Merari. Nou, vir Gerson sal julle nou maklik onthou, dit laat mens dink aan 'n gordyn. So Gerson en sy families moes die tabernakel se gordyne gedoen het. Die seile, al die bedekking. Ja, daar was baie gordyne, dit moes skoon gehou word, moes opgepak word het, dit moes mooi versorg geword het. As daar 'n gaatjie was, moet dit mooi gemaak word. So Gerson doen die gordyne. Sal julle dit onthou, sê gordyne? Gordyne. Die tweede een is Kehat. Binne in die tabernakel was daar 'n lampstander wat moet gereeld olie kry en skoon gemaak word, aan die brand gesteek word. Dit was die priesters. En daar was toonbrode wat gebak moes word en weggevat moes word, die oues. Daar was 'n reukaltaar wat skoon gemaak moes word en die olietjies opgegooi word. So die tweede seun Kehat moes met al die goeder, al die dienswerk doen van die voorwerpe, die toonbrode, die lampstander, altaar. Nou die derde seun, wie kan dit onthou?
Merari. Dink nou aan 'n hoofletter M. 'n M, hy het mos sulke bene, nê. Dit lyk soos pilare. So die derde seun moes al die pilare, want gordyne hang nie van self nie, dit moet aan iets hang. So daar was baie pale met voetstukke. Elke keer as die wolk getrek het, moet die Israeliete oppakking trek. Wie gaan dit dra? Nou ek weet, ons staan baie keer as daar baie werk is by die huis, dan staan ons so en kyk vir mekaar. Wie gaan dit doen? En dan sal die oudste in die gesin die jongste opsteek en sê, toe, luister vir my. Is dit so, Melan? Kom glimlag, Dandra, is dit so? Daar sê. Nou dis wat Vader Jahwe wil verhoed het. Elkeen moet sy werkie kry, dis nie Moses wat dit vir hulle uitdeel nie. Hulle moet weet, dis Jahwe wat vir hulle sê. Gerson, doen die gordyne, ja, doen al die voorwerpe, Merari, al die pale en voetstukke. Wie van julle het hierdie vakansie gekamp met 'n tent? 'n Tent het mos lyne, nê, en penne. Ja, die tabernakel het toe hy deur die woestyn getrek het, baie lyne en penne gehad. Merari moes dit gedoen het, die ene, En so, maats, is dit eintlik vir die stam van Levi 'n voorreg om al die werk te kan doen. En julle moet ook onthou, om vir Vader Jahwe ietsie te doen, is 'n voorreg. Om vir mamma en pappa te luister, is 'n voorreg. Al voel dit nou verskriklik erg om op 'n Saterdag gras te sny. Of wat ook al die werkie is, maar ons doen dit vir Vader Jahwe. Baie later in die Bybel sê hom Paulus, as jy iets doen, moet dit nie doen vir mense nie, moet dit nie net doen vir geld nie, moet dit nie net doen vir 'n prys nie, doen dit vir Jahwe. En dis wat die Lewiete vir ons leer. Alles wat hulle gedoen het, hulle gedoen tot eer van Jahwe. Gaan julle hierdie week hard werk, met 'n glimlag, sonder om te kla, sonder dat julle lippies opswel, net vriendelik en sê, dankie Vader Jahwe, dat ek kan werk. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe, dat ons die woord kan oopmaak. Dankie dat daar vir ons soveel baie mooi verhale geskryf is. Dankie dat ons kan leer van die Lewiete wat vir u gewerk het, en dat ons ook elkeen nog vandag dit wat ons doen tot u eer kan doen. In Yeshua, amen. Tot ziens maat, sterkte vir hierdie jaar en soet wees.